Verlede week het ek die stelling gemaak dat die boek Openbaring van Jesus Christus, die laaste boek in die Bybel, die geskiedenis van die toekoms is. Dit klink nou 'n teenstelling, maar ek bedoel dit in die ware sin van die woord. En dit is so belangrik dat ons dit baie goed moet verstaan, dat Openbaring is nie 'n spekulatieve profesie nie. Dit is nie iets wat iemand uit sy duim gesuig het nie. Dit is nie 'n geslote boek vol geheime en raaisels nie. Dit is nie 'n teks waaroor ons veerpyltjies gooi en hoop ons mag toevallig die waarheid tref nie. Nee, dit is die teenoorgestelde. Dit is God se geopenbaarde onthulling oor die toekoms. Oor die toekoms van die kerk en oor die toekoms van die mensdom. 'n presiese beskrywing van wat op ons wag wanneer God tyd tot 'n einde bring. En God wil hê dat ons dit moet lees en verstaan en toepas. En ek gaan aanstonds daarby kom. Ons sien dat wanneer ons na die boek Openbaring gaan, dat dit die enigste boek is in die Bybel wat beloftes van seën aan die leser bring, beloof. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring 1 vers 3 die belofte. Geseënd is hy wat hierdie profesie lees, en geseënd is die wat dit hoor en daarvolgens leef, want die tyd is naby. Wat sê dit vir ons? God wil hê dat ons dit moet lees. Hy wil hê dat ons dit moet verstaan, want as ons die nabyheid van die tyd wil verstaan, moet ons verstaan wat die boek Openbaring vir ons, wat 'n boodskap dit vir ons bring. En wat ons hier sien, geliefdes, is 'n heilige dringendheid. 'n heilige dringendheid. En dit bring die toekoms na ons toe. Ons as die kinders van God. Ons as die gelowiges in die gemeente het hierdie wonderbaarlike voorreg dat ons weet wat die toekoms gaan wees. Vir die wêreld is dit 'n onbekende. En as hulle Openbaring lees, is dit vir hulle 'n vreemde ding. Dis 'n raaisel. Hulle kan dit nie verstaan nie. Maar vir die gelowige gee God die vermoë, en ook deur die prediking van die kerk, om dit waarlik te verstaan. Want dit is 'n openbaring van en deur God. 'n onthulling van sy plan vir elke mens. En daarom mag ons dit nie ignoreer nie. En ons mag dit nie verdraai of enige misverstand toelaat nie. Dit mag nie verseël of weggebêre word nie. As ons dan van die eerste na die laaste hoofstuk toe gaan in Openbaring 22, dan word daar die dringendheid beklemtoon. Openbaring 22 vers 10. 22 vers 10. Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek versteel nie, want die tyd is naby. Daar het julle dit, daar staan dit weer. Geen twyfel, 'n tyd van dringendheid. En dan aan die einde van Openbaring verder in vers 7, 'n verdere belofte. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. 22 vers 7. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dan heel aan die einde, die laaste vermaning, 22 vers 18. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. Vers 19. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Met ander woorde, God sê vir jou, as jy wegneem of byvoeg, is daar nie redding vir jou nie. Moenie wegvat nie. Moenie byvoeg nie. Hoekom nie? Want God sal sy deel wegneem uit die boek van die lewe.
Jy sal nie saam met God in die heilige stad wees nie. En daarom, geliefdes, moet ons verstaan dat die woord van die Here is heilig. Dit is gevestig, dit is vas, soos Petrus ook daar aan die begin gesê het, en ons voeg nie by nie en ons neem nie weg nie. En daarom moet ons baie versigtig wees vir enige kerk wat iets wil byvoeg. En dan kyk ons waar hy die hervorming gekom het. Daardie allerverskriklikste byvoegings wat die katholieke kerk deur die eeue gemaak het, terwyl hulle die woord van die Here weggevat het. Maar hulle het hulle eie strukture en stelsels en goed geskep. Die paus het sy eie woord gespreek en gesê, dit is onfeilbaar soos die woord van God. En as ek dit spreek, mag dit nooit verander word nie. Dit is waaruit die hervorming gekom het. So dit is baie duidelik. God se woord is God se heilige openbaring alleen. Dan is die vraag, waarom sou enige gelowige dit versmaai? As hierdie die waarheid is, en dit is, hoekom sou enige mens wat dit verstaan, maar eintlik maar net 'n gelowige, hoekom sou 'n gelowige dit versmaai? Hoekom is dit dan dat ons as gelowiges nie gehoorsaam is soos ons altyd moet wees nie? Miskien dat ons aktief daarteen sondig nie, maar ons moet verstaan dat deur 'n ding nie te doen nie, dat dit net soveel sonde is. En ons moet verstaan, hierdie is God se laaste woorde vir die mens in hierdie kerkera. Dit wil sê, vanaf die begin van die kerk, 2000 jaar gelede, tot en met die wegraping, wanneer God tyd tot 'n einde bring. Hierdie is die woord wat gegee is vir hierdie tyd. En dan sien ons ook die groter prentjie, van Genesis tot Openbaring, sien ons voor ons oë die groot geskiedenis van God se werking in die wêreld. Hoe God in die wêreld werk. Nou kyk ek maar net weer na die groter aspekte. In Genesis sien ons die begin van die hemel en die aarde, hoe God geskep het. In Openbaring sien ons die volëinding van die hemel en die aarde, wanneer God tyd tot 'n einde bring. In Genesis die koms van die sonde en die vervloeking. In Openbaring die einde van die sonde en die vloek. Sien u dat God se woord die hele spektrum dek? In Genesis die opkoms van Satan. In Openbaring die oordeel oor Satan. In Genesis die boom van die lewe word prysgegee. In Openbaring die boom van die lewe word teruggegee. In Genesis die dood betree die mense geskiedenis. In Openbaring die dood word beëindig vir die wat glo. Die dood self sterf die dood. Vir die gelowige. In Genesis sien ons die begin van smarte. In Openbaring is dit die einde van smarte vir die gelowige. In Genesis die paradys wat verlore gaan, in Openbaring die paradys wat herwin word. En sentraal tot alles staan in Genesis, die verlosser word beloof, Genesis 3 vers 15. En dan in Openbaring die verlosser word verheerlik. Dit is God se woord vir ons. Dit is die woord van God waaronder ons as gelowiges moet lewe. Dit is die boodskap wat ons moet verstaan. En daarom kan ons dus nou die vraag antwoord. Waarom keer ons dan vandag terug na die hervorming? En waarom koppel ons dit aan Openbaring? Omdat Openbaring vir ons die geskiedenis, die huidige pad, maar ook die eindbestemming, die toekoms van die kerk aandui, met andere ook die toekoms van elke gelowige.
Kom ek stel dit so. Vrydag was die 508ste herdenking van die hervorming van 1517. 'n keerpunt in die geskiedenis van die kerk wat ons vandag toe nog ten diepste raak. Wat deur God so gewil is. En God het die hervorming wat met Martin Luther begin het, oor baie jare deur die kerk geloop het, gebruik om die kerk te bevry van die mag van die katholieke kerk. En uit hierdie bevryding en herstel van die Bybel as God se geopenbaarde woord, geopenbaarde waarheid, waar volgens die kerk leer en lewe, het daar 'n terugkeer gekom na die beginsels wat so duidelik in die skrif gestel word. En wat ons daaruit leer, is dat die kerk nie by mense begin nie, maar by God. En God is jaloers oor sy woord. En hy is jaloers oor die inhoud van sy woord. En daarom was die hervorming nie 'n menslike revolusie nie. Dit was God se ingryping om homself en sy woord sentraal te stel in die kerk. En hierdie beginsels word vir ons saamgevat, soos dit na die hervorming, as 'n uitvloei van die hervorming, geformuleer is in die 5 solas van die hervorming as die basis van 'n Bybel gefundeerde kerk. En hierdie 5 solas, julle ken dit al goed, ons het al verskeie kere daarna gekyk, maar kom ons kyk weer daarna, ons bevestig dit weer vandag, soos dit ook op die bulletin is. Eerste een is sola scriptura, alleenlik die skrif. Die Bybel as die hoogste en finale gesag vir geloof en lewe, en nie menslike tradisies of kerklike instellings of strukture of pouse of enige soets nie, alleenlik die skrif. Tweedens, sola fide, alleenlik deur geloof kom verlossing, nie deur werke nie, of enige iets anders nie, of deur intersessies van enige iemand of enige iets nie, maar alleenlik deur geloof in Jesus Christus. Die derde ene, sola gratia, alleenlik genade. Ons word gered deur God se genade alleen, nie deur enige verdienste van ons kant nie. Geen verdienste van ons kant nie. Geen bydra van ons kant nie. Alleenlik omdat God dit so wil. Die vierde ene, solus Christus, alleenlik Christus. Jesus Christus, die enigste middelaar deur God gegee tussen God en mens. Die enigste weg tot verlossing. En die vyfde en laaste ene, soli Deo gloria, aan God alleen die eer. Alles in die lewe en in die verlossing is tot eer van God alleen en tot sy verheerliking. Dit is hoe ons as gelowiges dit moet sien. En hierdie 5 solas het die kerk teruggeroep na 'n suiwer evangelie, na 'n suiwer lewende verhouding met Christus en 'n kerk wat haar hele bestaan aan God toewy. En hierdie beginsels het nie net die kerk bevry nie, maar ook 'n standaard gestel wat vandag nog geld en behoort te geld. Nie net destyds nie, maar nog steeds. En daarom is die kerk voortdurend reformerend. So eintlik as ons dus korrek wil wees, dan moet ons eerder sê die reformerende Bybelkerk wat ons is. Want ons is reeds gereformeerd gewees in die verlede, maar ons is tans reformerend. En ons sal reformerend bly tot en met die volëinding van tyd. En ons moet verstaan dat hierdie solas is tydloos. Dit sal tot in ewigheid duur. Dit was kortliks dat ek na die geskiedenis van die hervorming wil kyk, want ons ken dit goed en ons het al verskeie kere daarna gekyk. En vandag is die fokus nie daarop nie. Die tye waarin ons leef, laat ons nie om na die geskiedenis alleen te kyk nie. En ons gedenk nie bloot net 'n historiese oomblik nie.
En ons besef, dit was God se ingrype om sy heilige woord, sy geopenbaarde waarheid, weer sentraal in die kerk te stel. En daarom moet ons as gelowiges en as kerk die vraag vra, watter invloed en gevolge het die hervorming op die geskiedenis van die kerk gehad, en het dit nou, en wat gaan die uiteinde wees? Hoor mooi wat ek vra. Watter invloed en gevolge het die hervorming op die geskiedenis van die kerk gehad? Ons het in dele daarna gekyk, maar het dit nou, en wat gaan die uiteinde daarvan wees? En die antwoord vind ons dan juis in die Bybel, en juis dan in Openbaring. In Openbaring is die antwoord. Openbaring 2 en 3 is die antwoord. Daar die 7 briewe aan die 7 gemeentes. En julle sal dan ook daar die byvoeging tot die bulletin vind op die blou bladsy waar die hele teks van Openbaring 2 en 3 vir julle gegee word. En daar die 7 briewe aan die 7 gemeentes is profetiese evaluasies van die kerk deur Christus self. Dit wil sê, deur daardie 7 briewe oorspan Christus Jesus die tyd waar ons was in die hervorming, waar die kerk nou is, en wat die uiteinde daarvan gaan wees aan die einde. Die geskiedenis van die kerk, die uiteinde van die kerk, word daarin gegee. En Christus wys vir ons hoe die kerk lyk, wat hy van die kerk verwag, en wat hy veroordeel, maar ook wat hy beloon, aanmoedig, bevestig. Daarom kan ons dan sê, Openbaring, die boek van Openbaring, is die geskiedenis van die toekoms van die kerk. Christus openbaar nie net wat was nie, maar ook wat kom. En hy openbaar ook wat tans in die kerk aangaan, en waarin die kerk op pad is. En daardie 7 briewe behoort vir die kerk van ons dag 'n geestelike toetssteen te wees. 'n litmustoets. Dit wil sê dit wat jy gebruik om te toets of dit die ware Jakob is, of dit die waarheid is 'n toetssteen, 'n lens ook, waardeur ons die invloed van die hervorming en die toestand van die kerk kan verstaan, die toestand soos dit in ons dag is. Maar ons moet dan ook hierdie evaluering binne die groter prentjie plaas. Binne die groter prentjie. En wat ek daarmee bedoel is die volgende. In Openbaring 2 en 3 spel Christus baie duidelik uit hoe die hervorming en die voortsetting daarvan ook in ons tyd en tot in die toekoms, tot aan die einde, tot in die boek van Openbaring, hoe dit uitgewerk het en wat die gevolge daarvan was, of gaan wees dan op hierdie stadium. Maar Christus kyk terug en hy sê, dit is hoe dit was. En ons kyk vorentoe en ons sien hoe dit gaan wees. En ons moet verstaan dat hierdie briewe nie net vir daardie tyd is nie, of vir 'n tyd in die toekoms nie. Dit is vir ons en vir nou. Dit is God se diagnose van die kerk se toestand ook nou. Dit is 'n maatstaf vir ons dag, vir die hervorming en die invloed van die hervorming van nou en vorentoe tot aan die einde. En wanneer ons dan na die 7 gemeentes van Openbaring kyk en dit bestudeer, dan sien ons Christus Jesus se diagnose van die kerk, wat ek in Hebreë kan stel, liefde wat vervaag het, lering wat verdraai het en is, heiligheid wat ingeboet is, louheid wat ingetree het, en so kan ek aangaan. En God het deur sy Heilige Gees aan die hervormers leiding gegee om te besef, die kerk het nie korreksie nodig nie, maar 'n kompas. Nie net 'n regstelling nie, maar dade wat daartoe lei dat die kerk bly by sy beginsels wat God gegee het. En die hervormers het daardie kompas gevind in die skrif, in God se woord. En dit is wat hulle dan verwoord het in die 5 solas. En daarom is dit belangrik dat die 5 solas altyd
'n basis moet wees van die kerk en sy prediking en sy bestaan en wat hy doen. So in Openbaring 2 en 3 vind ons dan in Jesus se briewe aan sy kerk, hoe hy die kerk evalueer in die lig van sy geopenbaarde waarheid. En wanneer ons dit lees in die lig van die hervorming, dan sien ons hoekom die hervormers die 5 solas geformuleer het. Naamlik om die kerk te help om te bly by haar oorsprong, by die roeping van die Here, om terug te keer na die woord van God as die enigste basis en daarby te bly. Nou gaan ek vinnig na die evaluering kyk. Ek sou graag dat ons, miskien sal ons vorentoe, ek het dit al in die verlede 'n paar jaar terug gedoen, dat ons na die individuele gemeentes gekyk het, maar vandag gaan ek net oorsigtelik daarna kyk, terwille van die tyd. Ons kom eerstens by Efese. En kyk nou maar gerus na die teks op die blou bladsy. In Efese, die gemeente met die regte lering, maar verlore liefde. Hulle het hulle liefde verloor. Regte lering, korrekte lering, maar verlore liefde. Wanneer ons na hierdie gemeentes kyk, moet ons onsself in terme van elkeen evalueer. Miskien kan ons onsself daar sien dat ons eintlik deel is ook van daardie kerk. 'n Regte lering, maar verlore liefde. En Christus prys hulle dat hulle vals leraars verwerp het en getrou was aan sy waarheid. Maar, soos hy dit daar stel, hulle het hulle eerste liefde verlaat. Hulle liefde vir God en Christus en hulle waarheid. Die waarheid het hulle verlaat. Hulle het met ander woorde daarvan weggestap. Hulle het dit gepreek, maar nie gedoen nie. Wat is die les wat ons daaruit leer? Regte lering, regte teologie, sonder liefde vir God en Christus en die kerk en die gemeente is leeg. Dis 'n leë dop. En daar is baie gemeentes wat presies so lyk. En ons moet onsself die vraag gaan vra, lyk ons dalk so? Lyk ek dalk so? En wat sê Christus vir hulle? Bekering is nodig, sodat hulle God verheerlikende dade en werke kan doen, wat aan die vereistes, sy vereistes voldoen. Dit was Efese, tweedens Smyrna. Smyrna, die wonderlike gemeente wat geen veroordeling ontvang nie. Die lydende, die getroue gemeente. Geestelik ryk, al was hulle arm fisies, en hulle, selfs al was hulle vervolg. In wêreldse dinge arm, niks gehad nie. As gemeente, as individue, geen vermaning nie. Want hulle was getrou aan God se waarheid en Christus moedig hulle aan om getrou te bly tot die dood. En die les wat ons hieruit leer is dat armoede en lyding nie 'n teken van God se afwesigheid is nie. Inteendeel, dit is 'n teken van God se genade oor die mens wat getrou is aan sy waarheid. En dat daar die swaar kry en alles wat daarmee saamgaan, volgens sy toelatende en of voorskriftelike wil is, wat tot geestelike krag lei om getrou te bly tot in die einde. Derdens, Pergamus, die gemeente wat kompromieë aangaan. Hulle het vasgehou aan Christus se naam, selfs onder vervolging, maar hulle het kompromieë gemaak. En dan verwys hy na Biliam en die Nikolaïte, maar ek het al reeds van tevore daarna verwys, as men net sê, dit is verskriklike afgodsdiens. Wat die produk is van kompromis aangaan. En as ons dan nou dink aan die kerk waarna ek vroeër verwys het, waarvan ek die voorbeeld genoem, is dit nie juist dan waar die kerk staan nie? Wat is die les? Getrouheid aan Christus,
sluit enige kompromis uit. Enige kompromis met sonde en vals leer en om die woord van God direk teen te gaan, ten spyte wat dit baie spesifiek voorskryf. En dan dink ons in terme van die leierskap van die kerk en ons dink in terme van die vashou aan daardie vaste beginsels. Die vierde kerk, Thyatira, hierdie is 'n kerk waarmee so baie kan vereensel wat die gemeente met liefde, maar wat die sonde verdra. Ook die kerk van ons dag, ek dink, dis juist die woke kerk van ons tyd, nê? Wat soveel goeie goeders doen en voorpleit, en selfs die Palestynë wil help. Maar nie by die waarheid van die Bybel bly nie. Hulle het liefde, en hulle sê hulle het geloof, en hulle doen baie dinge, hulle is diensbaar, hulle het soveel werke wat aan die gang is. Maar hulle het valslering deur vals profete toegelaat, en hulle is mislei. Hulle het woke geword, wat die liefde ten koste van die waarheid beklemtoon. En dit is die les wat ons daaruit leer, liefde moet altyd gepaard gaan in alle praktyke van die liefde met waarheid en heiligheid. In die 5de plek Sardes, die gemeente met 'n naam van lewe, maar is dood, waarvan 'n klein groepie rein gebly het. Die vermaning was, die meerderheid was geestelik dood en moes wakker word. Hulle moes wakker gemaak word. Wat kan hulle wakker maak? Alleenlik die volle waarheid van God, as dit gepreek word en as dit gevolg word. En hier sien ons wat dit eintlik impliseer, is dat 'n kerk selfs met 'n geestelike reputasie, dat hy by die waarheid was in die verlede, beteken niks as dit nie in 'n lewende, God gefokuste hart in die toekoms is nie, of in die hede en in die toekoms is nie. 'n naam van lewe, maar dis die geskiedenis, tans is daar niks. Philadelphia, nog een van die 2 gemeentes, behalwe Smyrna, Philadelphia, die gemeente wat getrou gebly het, en Christus se lof is dat hulle het sy woord bewaar, en sy naam nie verloor nie, hulle het by sy waarheid gebly. Geen vermaning, en daarom sê Christus, ek sal julle beskerm tot in ewigheid. Weereens oënskynlik min krag, in wêreldse oë is hulle nie hierdie groot mega gemeentes nie. Nie noodwendig die grootste gemeentes in die dorp nie. Grootste getalle en grootste hype van alles wat daarmee saamgaan nie. Maar groot in getrouheid aan God se woord, aan God se waarheid. Dit is wat Christus baie sterk beloon. En hulle daarvoor prys. In die 7de plek Laodicense, die lou gemeente. Nie koud of warm nie, maar lou, flou. Selfvoldaan en blind vir hulle geestelike armoede, ten spyte van al die hype en die groot dinge wat daar gebeur. Maar lou. Christus sê baie duidelik, ek sal julle uitspoeg uit my mond uit, want julle is trots en hoogvaardig in julle lou en flou wees. Maar is verwerplik, omdat julle ook my waarheid kompromiteer. En so sien ons, geliefde, so lyk Christus se evaluering van sy kerk in die toekoms. En dit is waar, want dit is God wat en Christus Jesus wat dit gedoen het en hierdie evaluering gegee het. En is hy wat hulle stand gesien het
die toestand van die kerk, die gemeentes in die kerk. En hy het dit aan Johannes geopenbaar om te sê, skryf neer hier die openbaring, hoe die kerk aan die einde van tyd gaan lyk. En hoe voel ons nou, geliefdes, soos wat julle nou daar sit, hoe voel julle in julle harte oor die kerk in die eindtyd? Kan daar gerusheid by ons wees? Kan ons begeerte tot kompromis hê? Kan ons dink dat ons maar ligtelik kan omgaan met God se woord? Hier staan ons vandag, soos Martin Luther destyds aan die groot kerkvergadering gesê het, hier staan ons vandag, maar ons staan tussen die hervorming en die openbaring van Jesus Christus. Dis waar ons staan. Ons kan terugkyk na wat God in die hervorming gedoen het, en hoe dit die kerk sedertdien beïnvloed het. Ook vir ons. Maar dan sien ons ook die kerk van die toekoms, soos God dit in openbaring openbaar. En ons onthou daardie waarskuwings, en daarom is my pleidooi, gaan lees gerus Openbaring 2 en 3. Gaan lees die volle teks. En dan besef ons dan die genade wat daarin opgesluit is. Want dit is altyd genadig om iemand te waarsku. Altyd genadig om iemand te waarsku. En ons moet ek verder besef dat Jesus Christus aktief tussen die kandelare wandel, soos wat hy dit in Openbaring stel. Hy het daar tussen die kerke gewandel. Tussen die kandelare, wat die symbool, die beeld is van die kerke, die gemeentes. En hy het gesien hoe hulle lyk, soos wat hy aktief ook vandag tussen die kandelare wandel, en hy kyk hoe lyk elke kerk, en hy kyk hoe lyk ons. Hy sien elke gemeente en elke gemeentelid raak. Dis wat hy in Openbaring 2 vers 1 beskryf. Hy is teenwoordig in sy kerk en hy sien alles. En nie net ons dade nie, soos ons ook verlede keer gesien het, maar ook ons harte, die motiewe van ons hart. En daarom moet elke gelowige en elke gemeente sy persoonlike geloofstoestand meet aan Christus se maatstaf. En die 5 solas gee aan ons daar die barometer wat ons kan gebruik. Is vir ons 'n teologiese barometer om na ons fondament te kyk, die basis van ons geloof. Is dit werklik volgens daardie solas? En dan gee Openbaring 2 en 3 vir ons die spieël om na te kyk, om te sê, watter ene is ons? En die vraag is nie, hoe lyk ons van buite nie, maar eerder, hoe lyk ons in Christus se oë? Hoe lyk ons in God se oë? Is ons soos Efese of Pergamus, Thyatira, Sardes, Laodicense, verwerplik in sy oë? Of is ons dalk 'n Smyrna of 'n Philadelphia? En dan moet ons die vraag afvra, wat is ons elkeen se aandeel aan Christus se evaluering van ons gemeente? Want elkeen wat deel is van ons gemeente, is deel van die evaluering van ons gemeente. En daarom dan ook weer eens waarom ek daar die uitgedrukte spieël vir julle gegee het, gesê, so lyk die hoe ons met mekaar moet saamlewe, wat ons voortdurend voor oë moet hou, wat ons voortdurend kan inspireer en motiveer om waarlik te lewe soos wat die Bybel vir ons voorskryf, want elkeen van daardie is geformuleer volgens die woord. En ons moet voortdurend onthou, Christus roep ons aktief tot bekering, getrouheid en volharding. Hy sê in Openbaring 2 vers 7, wie ore het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en wat hy ook met almal aan elkeen van ons sê.
En geliefdes, net soos elkeen van ons by die kruis van Golgotha moes staan en 'n keuse maak. Die kruis van Golgotha het ons 'n keuse laat maak om Christus te volg of om hom te verwerp. Nee, daar's nie ander keuse nie. Net so bring Christus ons vandag by die smeltkroes van Openbaring. Die smeltkroes van Openbaring, dit waarin ons die kerk van ons dag sit en kyk wat oorbly nadat die vuur van God se waarheid dit aan die hoogste graad van hitte onderwerp het. Wat bly oor? Wat van ons bly oor? Is 'n plek van suiwering, dit is 'n heilige toets wat daar vir ons in Openbaring 2 en 3 is. En ons word nie gemeet aan menslike standaarde nie, maar die woord van die Here, dit is die smeltkroes. Dit is die smeltoond. En hier vra Christus nie net, wat glo julle nie, maar hoe leef julle dit uit? Ons kan dit glo, maar hoe leef ons dit uit? Waar staan ons as gelowiges? Waar staan ons as gemeente? En dan moet ons by die vraag kom, wat staan ons te doen? Nadat ons dit beantwoord het? Waar staan ons as gelowiges? Waar staan ons as gemeente? En wat staan ons te doen? En ons moet verstaan, daar is net een reddingsboodskap. Net een reddingsboodskap. En ek gaan terug na die hervorming en die slagspreuk van die hervorming wat geformuleer is na die hervorming, wat in die geleedere van juist dan die protestantse, die kerk wat geprotesteer het, dus kan ek ook die gereformeerde of die hervormde kerk noem, nie in terme van denominasie nie, maar ek praat van die wese van die kerk, die protestantse kerk, dan was die gevormde slagspreuk dit, en ek lees dit eerstens in Latyn, Ecclesia, dis die kerk, Reformata, die hervormende kerk, Semper reformanda secundum verbum Deo, wat beteken, die gereformeerde of protestantse kerk moet altyd hervorm word volgens die woord van God. Ons is voortdurend besig om te hervorm, maar altyd terug na die woord van God. Ons kan nooit tevrede wees met waar ons is nie. Hierdie geliefdes is 'n oproep tot voortdurende geestelike en leerstellige hervorming, om voortdurend terug te keer na die woord van God as die norm, die enigste norm. En daarom dan prakties toegepas, laat ons dan seker maak dat ons as gemeente en as gelowiges alleenlik op die volgende geskoei is. Dat dit die enigste maatstaf is. Nou vat ek die 5 solas en ek sit dit om in praktiese terminologie vir ons. En julle kan kyk na dit soos dit op die bulletin ook geformuleer is. En die eerste een is dit, Jesus is die enigste redder. En ons redding moet alleenlik in Jesus Christus wees. Die hart van die evangelie is die opgestane Christus. Die enigste middelaar tussen God en mens, niks en niemand anders nie. En daarom is dit nie enigiets wat bygevoeg is nie. Nie kerklidmaatskap of katekisasie of voorstelling aan aanneming, enige van daardie dinge nie. Alleenlik redding in Christus Jesus. Soos Romeine 10 vers 9 dit stel, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Daar staan dit so duidelik. En julle onthou ook uit Efesiërs 2 vers 9 en 10, hoe dit duidelik gestel word, redding is daardie geskenk aan die gelowige, wat God vir hom gee, wanneer hy Jesus bely as sy redder. Jesus alleen is die middelpunt van ons geloof en belydenis. Hy is die enigste weg tot God. En die tweede wat
vanselfsprekend ipso facto hieruit vloei, is dat die evangelie, die reddingsboodskap, daardie blye nuus van Christus Jesus, die enigste reddingsboodskap is. Daar is nie 'n ander evangelie om te verkondig nie. Daarom is dit wat ek vir julle daar gegee het in daardie byvoegings tot die bulletin, is dit so belangrik om dit te verstaan, enerzijds wat redding vir die mens is, maar anderzijds wat redding uit die oogpunt van God is. Hoe God daarna kyk en wat hy alles doen in die reddingsproses. Want die evangelie is die enigste instrument en krag wat God gegee het tot redding. Romeine 1 vers 16, wat julle nou baie goed onthou. Want ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Wat is die krag? Die evangelie van redding alleenlik in Jesus Christus. Dit is die krag wat God gegee het. Die boodskap wat ons moet uitdra en lewe en verkondig deur wat ons is en doen. Niets anders nie. Die derde ene, daar is net een werklikheid en ware hoop. En dit is wat ons dan in die evangelie vind. Want die evangelie verkondig 'n hoop wat alleenlik in Jesus Christus gegrond is. Volkome redding, volkome verlossing, regverdigmaking, aanneming, heiligmaking, verheerliking, al daardie aspekte van redding is alleenlik in hom verseker. En dis vir almal wat in hom glo. Romeine 8 vers 30, daardie wonderlike vers, wat daar staan hy in die verlede tyd, omdat God het bepaal het, en omdat hy dit in die verlede tyd geskryf het, is dit dus reeds geskiedenis, en kan ons verseker wees, dis wat met ons gaan gebeur. Kyk na Romeine 8 vers 30, en die wat hy vooraf bestem het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Wat sê ook heilig gemaak. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Die verheerliking vind plaas. Vanaf redding tot die verheerliking. Elke facet, elke aspek van redding is deur God gedoen. En het hy verklaar, dit is wat met die gelowige gebeur. Die volle verlossingswerk word deur God gedoen van begin tot einde, sonder enige bykomende verdienste. En al wat hy van ons vra, lewe soos wat ek van julle vra. Laat dit die bewys wees van jou geloof. En dis hoekom Martin Luther gesê het, vrede, ja, ek wil graag vrede hê, maar vrede indien moontlik, maar die waarheid ten alle koste. Ja, ons wil graag in vrede lewe met die mense rondom ons, maar ons mag het nooit ooit doen ten koste van die waarheid van die evangelie nie. Op geen punt kan ons 'n kompromis met die waarheid aangaan, omdat ons vrede met iemand, of het nou familie of gesinslid, of wie ook al is nie. Want julle onthou wat het Jesus gesê, hy het nie gekom om vrede te bring nie. En hy het al haar voorbeelde genoem. Vrede indien moontlik, sonder kompromis, maar die waarheid ten alle koste. En dit bring my by die slotsom dan, geliefdes, om die brug te span tussen die hervorming en die oordeel van Christus Jesus, soos geopenbaar in die boek Openbaring, moet hierdie 3 kernwaarhede wat ek genoem het, in ons lewens teenwoordig wees. Jesus as die enigste redder, die evangelie as die enigste reddingsboodskap, en die enigste en werklike ware hoop, daardie hoop van die gelowige, omdat hy 'n gelowige in Jesus Christus is. En daarom mag dit alleenlik die praktyk van die ware kerk wees, en die praktyk van die ware gelowige wees. Ons kan nie 'n kompromis aangaan nie. Ons sien hoe Christus vir ons die spieël ophou, en hy vra, hoe lyk jy in die spieël van die volmaakte gelowige? Mag die Here ons genadig wees, dat ons sal lewe, in elke aspek van ons lewe,
En ek beklemtoon dit die afgelope klompie weke. Daar's geen aspek van ons lewe wat uitgesluit is hiervan nie. Elke aspek van ons lewe moet God verheerlik deur sy waarheid voorop te stel en dit, sy waarheid, die praktyk van ons lewens te maak. Amen. Here, ons God, U het deur die eeue heen met krag en genade in U kerk gewerk en het ons gebring tot waar ons nou is. Ons dank U vir die hervorming, dit wat U, Here, bewerk het, dit wat U gedoen het om U woord te herstel as die enigste basis van geloof en vir die kerk en vir die lewe. Die woord wat U dan gebruik het om die kerk terug te roep tot U waarheid, maar ook die heiligheid van 'n heilige lewe, om die waarheid toe te pas in heiligheid. Maar Here, ons kan nie leef net met 'n herinnering aan die verlede nie. Ons moet kyk na die toekomsspieël wat U geopenbaar het. En daarom moet ons vandag kies waar ons staan. En daarom moet ons vandag ook kies om U stem te hoor, daarna te luister en te gehoorsaam. Laat U Gees ons dan aanraak, o Vader. Wek ons op uit die slaap waar dit nodig is. Verwyder enige begeerte om 'n kompromis te maak uit ons lewens. Versterk ons wanneer ons moeg word. Laat ons as gelowiges en as gemeente weer ons eerste liefde vind vir U en vir U woord en vir U waarheid. En Here, laat ons ook dan nie net hoorders wees nie, maar doeners van die woord. En laat ons nie net bely nie, maar leef, Here, tot eer van U naam. O Here, werk al hierdie dinge in ons. Ons het U woord gehoor. Ons het U oordeel gesien. En ons vra, o Vader, stel ons in staat en wees ons genadig om in U krag, deur U Gees en U woord hieraan te gehoorsaam. Ons vra dit in die naam van Hom alleen wat dit moontlik gemaak het, ons Here, ons Heiland, ons Heiligmaker, Jesus Christus. Amen.